Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Ek kuier nou so lekker dat ek nie sien die tyd het al verby gehardloop nie, nê. So jammer oor hierdie 5 minute wat ek nou laat is. Maar ons is opgewonde om vanmôre hier te wees en die Here se naam groot te maak. Is hy opgewonde vanmôre om die Here se naam groot te maak? Loof die Here. Ons gaan die Here se naam groot maak, ons gaan hom eer, ons gaan sy naam prys en hom lof en aanbidding bring. En ons vra dat u harte vanmôre vir die Here sal gee. Wanneer ons gaan sing vanmôre, wanneer ons God se naam gaan verheerlik, dat u beste vir hom sal gee. Sal u dit saam met my doen? Sal u hande saam met my opsteek en dan sê ons, Here, Here, ons wil vir u sê môre, Here, baie dankie dat ons vanmôre hier saam met u kan wees. Dankie dat u Heilige Gees in ons is en saam met elke mens wat gekom het, die Heilige Gees wat in hulle woon, gekom saam na hierdie plek van aanbidding, om vanmôre die naam van die Here groot te maak. En ons is opgewonde, Here, ons is opgewonde, want ons weet nie wat te verrassings u vir ons vanmôre gaan bring nie. Ons weet nie wat u wil doen in ons lewe vanmôre nie, en daarom wil ons oopstel vir u vanmôre. Kom en werk net soos u wil in ons lewe. Sal u dit doen, broer en suster? Sal u dit doen? Sê, ek stel my oop vir wat u wil doen in my lewe vanmôre. Dankie my koning van al die konings. In Jesus naam. En die kerk sê amen. Halleluja. Ja, ons kan sien dis vakansie, maar vir u wat hier is, wees baie welkom. En kom, ons gaan ook op die wag vir die offers en tiendes aan die werk van die Here. Gee soos wat in die hart opkom. Die Here seën. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How would I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive. How could I keep it inside? Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Al die lof en die kracht en die eer en die heerlijkheid en rijkdom en sterkte aan U alleen, o Heer. Al die lof en die kracht en die eer en wijsheid aan die Lam op die troon, wat nou en tot in eeuwigheid regeer. Al die lof en die kracht en die eer en heerlijkheid en rijkdom en sterkte aan U alleen, o Heer. Al die lof en die kracht en die eer en wijsheid aan die Lam op die troon, wat nou en tot in eeuwigheid regeer. Al die lof, al die lof en die kracht, halleluja. Oh, nu kom die lof toe, Jesus. Rijkdom en sterkte aan die alleen, o Heer. Al die lof en die kracht en die eer en wijsheid aan die Lam op die troon, wat nou en tot in eeuwigheid regeer. Wat nou en tot in eeuwigheid regeer. Die Lam wat tot in eeuwigheid regeer. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and be glad, giving the glory to Him. For the Lord our God, the Almighty reigns in majesty and power. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory.
you. Oh, we declare the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail.
That's why I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. I sought the Lord, He heard, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who never fails. You'll never fail. Oh, I trust in God.
Halleluja, halleluja. Wil jy nie jou hande so bietjie na die Here opsteek? Sê, Here, ek wil so graag bo my omstandighede, bo die storms van die lewe, bo die dinge wat my wil plattrap dat ek hieronder is, wil ek uitstyg met u Heilige Gees, bo die plekke waar ek vernietig kan word, sodat ek in die oorwinning kan wees, sodat ek in die lewe kan wees, sodat ek in die krag kan wees, sodat ek in die lewe van God in kan vaar. Halleluja, Here. Ek bid vir arende in die geloof vanmôre. Ek bid dat ons sal opstyg, dat die Gees van die Here onder ons vlerke sal inkom en dat ons in die windstrome van God se heerlikheid sal opstyg en ervaar daar waar hy is die beste plek wat ons kan wees. Halleluja. 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 Is daar iemand wat in 'n groot krisis is in hulle lewe nou? Is daar mense wat in 'n groot krisis is? Steek net die hand op. Ek gaan nie u uitnooi nie. Daar's mense wat hulle hande opsteek. Daar's mense wat in 'n krisis is vanmôre. En ek wil hê u wat nie in 'n krisis is nie, u wat nou in omstandighede is waar u hulle kan help lig dat hulle opstyg bo hulle krisisse. Sal u my help? Kom ons bid vir hulle. Here, ons kom en ons wat nie in 'n krisis nou is nie, ons help ons medegelowiges om op te styg bo hulle krisisse, bo hulle omstandighede, bo die dinge wat die wêreld op hulle gedruk het. En ons sit hulle in die hande van Jesus. Ons sit hulle op die vlerke van ons God, halleluja, sodat hulle kan sweef in die oorwinnings wat God vir hulle wil gee. Ons spreek hierdie dinge aan in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus. En as u oorwin het ons oorwin, halleluja. En daarom vat ons die oorwinning in die naam van Jesus Christus. En ons eer u goddelike naam. U is 'n wondergod en waardig om geprys en aanbid te word. Dankie daarvoor, Here. Halleluja, halleluja. Ek wil hê Cassie, jy en Jolandi moet gou weer hier staan. Ek laat julle nou 2 keer staan. Jolandi, jy het nou laasweek gestaan. U kan die sitplekke so lank neem. Maar as ons die Here iets gevra het, dan moet ons ook dankie sê. Is dit reg so? Hy verjaar vandag, nee. Ja. Hy verjaar op nog vandag. Is dit nie 'n groot geskenk wat die Here vir jou gegee het? Onthou u wat laasweek u was, ons het gebid vir haar en ons het gebid dat Cassie sal terugkom na haar toe. Daar van Irak, Irak. Hulle sit, hy sê vir my, maar ons ander broer wat ook daar was nou, hy sê vir my, hulle sit daar tussen Iran en Israel. Hulle sien nie goed daar oor hulle kom. Terwyl jy dit vir my sê vanmôre, of jy het vir my gesê, sien ek hoe die Here jou lig bo die gevaar. Ons dink baie keer ons liewers hier onder die gevaar wees. Die Here lig jou op plekke waar jy, en ek sê vir jou ook my broer, kom staan jy ook sommer hier. Hy gaan alweer terug die week, ons broeder. Here ons God. Ek sê vir 'n ander tannie wat sê sy gaan Dubai toe. Ek sê vir haar, tannie, wil jy nou van daar af hemel toe gaan? Sy sê, pastoor, dit maak nie saak waarvandaan ek hemel toe gaan nie. Ek moet hom sê, ek wil hier by my family wees as ek hemel toe gaan. Sal jy jou hande na hulle uitsteek. Ons bid vir jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste dag wees, mag dit die mooiste jaar vir julle manne wees. Mag julle weet, julle is in die skuilplek van die Allerhoogste. Mag julle weet, niks sal julle iets aandoen. Die Here hou julle onder sy hand, halleluja. En die Here bewaar en beskerm my broers. Here, ek bid waar hulle sal teruggaan om hulle werke te gaan doen, om hulle families te voorsien. Here, bid ek dat U hulle onder die beskermende hand van God sal hou. Here, dat U oor hulle sal skuilplek laat vind, Here. Dat hulle sal weet dat hulle by U kan wees. En as hulle by U is hulle veilig. Ek bid vir hulle families wat hier agterbly, Here, dat U met hulle sal wees en hulle versekering sal gee. O, die Here is by ons mans. Die Here is by ons mans, halleluja. En dat hulle rustigheid in U sal kry, omdat U 'n goeie God is. Prys die naam van Jesus. Ons stuur hulle
terug, Here, met die seëninge van die Here. In U naam bid ek dit en ek dank U daarvoor, Here. Amen, amen. Halleluja. Man, weet julle, dit is so lekker om deel van 'n familie te wees. En net om te hoor as hulle, en dan stuur sy vir my, dan sê sy vir my, pastoor, bid asseblief. Pastoor, dis mos lekker, man. Julle moet vrymoedigheid hê om vir my en Don en vir pastoor Edmund en ons suster Lenuska te laat weet as julle ons nodig het. Dat ons saam met julle net kan bid ten minste, nee, is dit reg so? Dis mos die beste ding wat ons kan doen vir U, is om saam met U te bid. Prys sy naam, is U opgewonde? Ag man, weet jy, die Here is so groot, ek kan nie anders as om opgewonde te wees nie. Die Here, wanneer hy goed vir jou oopmaak, dan raak jy so opgewonde oor hierdie God, en jy wil so graag hê, dat die gemeente dit ook sal beleef en ervaar, en ek vra dat die Here, weet jy, partykeer dan voel dit vir my of almal nie gereed is vir die woord wat ek bring nie, want, ja, dis nie meer pappies nie. Dis stuike hierdie, en hulle is nogal 'n sterk stuike, nee. Jy het 'n skerp mes nodig om hom lekker deur te sny, nee. En dan het jy lekker tande nodig om lekker te kou. Is dit reg so? Kyk, ek wil partykeer sê, ek weet nie of hierdie fillets is nie, want jy moet hom so 'n bietjie kou. Jy kan hom nie net insluk nie. Ja. So as ek miskien 'n bietjie bo dit wat U ervaar in U lewe gaan, ek moet ook vir hulle wat groei in die Here verder kan vat. So ek wil vra dat U sal bykom. Dat U sal nie bykom nie, dat U sal byhou. Mens moet partykeer so moeilik wat met jou ou tong, net kan jou partykeer, julle moet bietjie bykom. Julle moet so bietjie byhou dat ons kan aangaan en dat die Here ons kan vat na hoë plekke toe met hom. Is dit reg so? OK. En ek is lief vir U, en as ek partykeer so bietjie kwaai is dit met die liefde van die Here wat ek kwaai is. Dit is, ek het nou so 1 of 2 van my boodskappe geluister, en dink ek kan nog 'n bietjie kwaai raak. Maar dis regtig met liefde wat ons dit doen, en ons wil so graag hê dat U sal groei in die Here. Nou, ek praat met U vanmôre verder oor eternity invades time. Nou, ewigheid sluk tyd in. En ek het vir U almal gevra laasweek, kom U agter hoe vinnig tyd begin verbygaan. En dit gaan al hoe erger word. Kyk, dit word vir ons wat ouer word, U sal almal wat ouer word, sal vir my sê, Jesus pastoor, die tyd, dit voel nou of 'n jaar verbygaan of vir 3 maande, is dit alweer die nuwe jaar. So, wanneer mens ouer word, dan begin hierdie, ek dink die Here maak dit so, want onthou, jy gaan eternity binne gaan. So, hy moet jou begin gewoond maak dat eternity sluk tyd in. Want jy gaan een van die dae na hom toe gaan. Party wat nie wil, party wil nie gaan nie. As jy reg is, wil jy gaan. So ek wil hê dat, maar wat ek vir die jong mense verlede week gesê het, julle gaan baie minder tyd hê om jong te wees as wat toe ek jong was. Dis regtig so, weet jy, ek ervaar hierdie groote inwerking van God binne op die aarde, wat die tyd net maak asof hy net so rol. En ek dink, dit verstaan nie almal. U kom dit almal agter, nê. So, nou, wanneer die grootheid van God inwerk op die kleinheid van ons, nê, dan is dit mos belangrik dat jy meer sal bedink die grootheid van God as die kleinheid van ons. Is U by my? So, ek het gesê, Here, ek wil U meer begin bedink as myself en my eie omstandighede en my eie tyd en my eie werkies en my eie dingetjies, maar ek wil ook meer van U bedink as die duiwel. En daar's 'n woord, en ek en Ines sit hier by ons, en ek en hy het al lekker gesels, en partykeer dan, hy is mos 'n ou, kyk, hy sê vir jou reguit as hy met jou verskil, en ek het soveel respek vir hom, maar ek het vir hom gesê, ek wil nie so aan die duiwel dink en oor sy werke redeneer nie, dat ek vergeet om God in my lewe te hê nie.
Want daar's 'n woord en dit is in Jakobus en ek wil hê julle moet dit gou saam met Jakobus 4 vers 7 wat verskriklik belangrik is want ons sê altyd die onderste deel. Ons is lief om goed te quote wat ons wil quote. Dan het jy al gehoor quote, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Ja, maar sien jy die eerste deel? Wat sê die eerste deel? Onderwerp julle dan aan God. En dan weerstaan die duiwel en hy sal van jou. Uit watter autoriteit weerstaan jy die duiwel? Uit die autoriteit van onderwerping aan God. Is jy by my? Halleluja, sê net amen. En hy sal van julle wegvlug, prys sy wonderbare naam. Ek wil net gou weer die definisie van osmoses, wil ek vir julle sê, en ek het vir julle gesê, ek praat nie nou oor Moses nie, dis osmoses. Ok, osmoses beteken die volgende. Hy sê, the substance of a greater concentration will always observe. Hy sluk dit in. Hy vat dit, het jy al so 'n lekker spons gevat en dit in 'n bietjie water gedruk. Het jy dit al gesien? Dan trek hy dit, dan is daar niks meer water oor nie. Is dit observe? Ja, don't kyk my nou of ek nou dalk verkeerd is, maar alright, jy absorb. Ag, dankie my liefste vrou. Ag, jou dierbare dingetjie. Ekskuus man, ek is so jammer, ek is nie Engels nie. Absorb. Ek sien nie die vrou kyk my, wat praat jy nou? Gelukkig as die klop erger boere as ek, hulle het nie eens geweet ek maak 'n fout nie. Substance of a greater concentration will always observe. Absorb. Hoor jy julle moet hier goed uitvee, jong. Absorb. The substance with a lesser concentration. Julle verstaan wat ek sê, nee? Alright, okay. Al is daai woord nie so lekker, julle verstaan wat ek sê. Daai spons suig dit so lekker op. So dis wat gebeur met eternity. Hy vat die wêreld en sy tyd en hy sluk dit in. En dit gaan u begin ervaar hoe nader en u aan die Here gaan begin kom, gaan u ervaar hoe die Here net goed doen vir jou, nee, wat net vir jou wow is. Jy kan nie glo dat dit in so kort tydjie het dit net gebeur in die prys sy naam. Hy sê ek gee dit aan die beminde in die slaap. Wat ek jare gesukkel het, Willie, in 'n oomblik staan ek op en sê ek het dit. As u dalk iets kry, nee, vanoggend, skree tog net, ek het dit. Die hemel het soveel meer concentration as die aarde en sal so. Alright. Wil jy hê die hemele met hierdie kragdadige God moet inwerk op jou klein plekkie? Oh, Here, werk op my huis in, werk op my omstandighede, sluk die dinge wat nie moet inwees nie. Halleluja. God moet inwerk op jou plekkie op die aarde. En jou situasie moet aanpas by sy dinge. Weet jy, dis genoeg dat ons vir God voorskryf om by ons dinge in te pas. Hy's God almagtig, jy pas in by sy dinge. Halleluja. Vandat ek hierdie woord begin kry, is die Here vir my net nog baie groter as wat hy kan nie groter wees nie, maar vir my. Halleluja, halleluja. Jy moet so opreg na God nader. En ek wil hê jy moet dit vir die Here vra vanmôre. Kan ons dit almal vra? Weet jy, daar's niks so sleg so skynheiligheid nie. En die groot ding is met die Here, hy weet wanneer jy opreg is of nie opreg is nie. So ek wil hê jy moet die hande saam met my opsteek en sê, Here,
maak my opreg. Maak my, weet jy, dit sal die wonderlikste kerk wees, wanneer hier opregte kinders van die Here begin inkom hier, en die mense wat nog nie opreg is, die kom in, en hulle sien, maar hierdie is opregte mense, en God roer hulle gees, omdat hulle opreg is, prys sy naam. Die woord van die Here sê, wanneer jy opreg voor die Here nader, en jy nader my, en ek sal tot jou nader, dan sal die Here kom, en hy sal koningskap van jou lewe vat. Weet julle, kerk van die Here, daar's te min kerke, hoor nou, daar's te min kerke, en ek wil vir ons kerk vra, asseblief, moenie dat ons by daai plek kom nie, daar's te min kerke, wat die koningskap van die Here ervaar oor hulle. Kerke wat vir my sê, nee, ek het nie nodig om in tale te praat, ek het nie nodig om die Heilige Gees, mense, pastore wat dit sê, en spot met 'n brabbeltaal. Here, o my God, wees ons genadig. Hoor gou, kyk gou 'n bietjie saam met my Openbaring. O Jene, as ek so opgewonde raak, dan kom ek alweer net op die eerste bladsy. En 'n stem, sê 'n stem, het uit die troon uitgegaan en gesê, hoor jy my broer en my suster, as jy die dag gaan hoor, hoe klink daai stem wat uit die troon uitgaan, sal jou lewe sal geskit word. Prys, sê saam met my, prys ons God, al sy diensknegte. Is jy 'n diensknegt van die Here? Steek jou hand op, sê bietjie saam met my, prys ons God. Al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. Nie wat julle wat bang is vir hom nie, julle wat hom liefhet met 'n ewige liefde, julle wat sy harte na hom toe hardloop, halleluja. En ek het iets gehoor soos 'n stem van groot menigte. Sê vir die een daar langs jou gou bietjie iets. Sê vir een daar langs jou, as jy nog nie wakker geskrik het nie, nee, gaan jy die dag daar wakker skrik. As jy dit maak, ja, as jy dit maak, dis die ander ding. Die groot ding is, die grootheid van God is so groot. En ek, weet jy, die Here het vir my, en dit is so goed jy sê dit, my suster. Die Here sê vir my, as jy nie gaan begin ten minste ervaar en sien en bely en hoor hoe ek klink nie, gaan jy jou eendag doodskrik. Stem van 'n groot menigte, soos die geluid van baie waters, soos die geluid van sterk donderslae wat sê, kom sê saam met my, halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Ek verklaar vanmôre, my huis het 'n koning, wat ek sy koningskap aanvaar het, halleluja, en geen ander koning, geen duiwel, geen demoon, sal naby my huis kom nie, want die Here God het koningskap aanvaar. Halleluja. Oh, halleluja, prys die Here. Oh, Hebreërs 10 vers 22, ek het hom nie daar nie, nee, het ek hom. Laat ons toetree. Hier's alles, ek gee vir jy alles goed wat jy moet doen, sodat die koning kan koningskap aanvaar. O, Here, sit 'n krekker hier onder. Laat ons toetree met waaragtige hart. So, wat moet gebeur met my hart? Wanneer jy wil hê God moet koningskap aanvaar, moet jy toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
O Here, ek bid dat U hierdie kerk sal skoonmaak. Ek bid dat U hulle sal roer, dat U ons sal skoon was, dat U ons sal rein maak. Halleluja. Begin saam met my bid toe. Here, ek lê dinge af wat my maak dat ek nie kan rein wees voor U. Ek lê hierdie goede af, Here. Kom was my met U wonderbare, kosbare bloed. Kom reinig my en heilig my, halleluja, om te wees wie U wil hê ek moet wees. Halleluja. Sê 'n bietjie vir die een na langs jou, die Here kyk na my. Halleluja. Halleluja. Die Here kyk na my. Oh! Okay, so ons moet toetree met 'n waaragtige hart. Ons moet skoon wees, ons moet skoon gemaak word deur God se wonderlike waters van genade. Weet jy, die wonderlikste is wanneer die stroom, wanneer die stroom 'n fontein daar binne in jou word. Het jy al gevoel as dit 'n fontein word binne in jou, hè? Jy weet nie waar jy op te hardloop, jy so woelie binne in jou. Maar nou, kom, sê gou nou. Ek het al hierdie goed vir julle geleer, maar nou sal soveel mense wat bygekom het, dat ek moet dit vir julle gou sê. En dis 3 dinge wat jy kan gebruik om na God te kom, na hom te nader, en wanneer jou hart opreg is, onthou, jy kan hierdie 3 goed wat ek nou vir u gee, kan jy doen, en jy kan nie opreg wees nie, dan gaan dit niks beteken om dit te doen nie. Alright, so hierdie 3 goed is hulpmetodes om jou na God toe te gaan, maar dit begin by 'n opregte hart. Alright, so jy moet eers die opregte hart hê. Oh, ek gaan nie naby hierdie preek klaar kry nie. Die eerste woord is ek dink dis 'n Hebreëse woord. Ek het nou geskryf sonder om nou hierso, want ek het dit lank terug geskryf. Yada, sê yada. Yada. Wat beteken yada? Kan iemand vir my sê? Ek lig my hande op. OK. Yada beteken ek lig my hande op, en luister nou baie mooi. Daar's 2 metodes van yada. Kan ek gou hierso, sal jy vir my so vashou my pastoor? Baie dankie. Daar sê. Yada, die een yada is ek hou my hande so. Wat beteken dit? Help my gou. Ek prys die Here. Ek weerstaan ook die dinge wat nie na my toe kom nie. Ek stoot dit weg van my af. Ek gee ook op. I surrender all. Ek gee alles oor aan U toe. OK, so yada met jou hande na buite is dit wat ek nou vir u sê. Alright. Nou, yada met jou hande na binne. Wat is dit? Dankie Here. Ek ontvang. Ja, prys sy naam. Nog iets? Kom maar net hier kyk of ek nog iets geskryf. Ek ontvang, ek sê dankie. Ek ontvang na binne toe, ek ontvang na my huis toe, ek ontvang na my gees toe, na my binnes toe, prys sy wonderbare naam. Ja, dis eintlik maar net dit. Dis eintlik so selfverduideliking, nê? OK. So, sal u kan yada? Sê gou ek gaan gou yada. Staan gou saam met my op. Ek yada. Halleluja. Ek steek my hande op na die Here. Ek gee oor. Eerste moet U oorgee. Ek gee oor aan die koning van die konings. Ek verklaar sy koningskap is in my lewe betrokke. Prys sy naam. Halleluja. Ek stoot die dinge wat nie by my moet wees nie weg in Jesus naam. Halleluja. Vyand, jy kan nie naby my kom nie. Ek yada. OK, kom ons draai om. Draai om die palms. Oh, dankie Here. Dankie vir u goedgunstige gee in my lewe. Dankie dat u 'n God is wat gee. Ek wil hê u moet verklaar. Gee vir my geluk. Gee vir my u vrede, Here. Gee vir my dat ek nader aan u kan kom, Here. Gee vir my vrou, my kinders, my mense in my lewe, dat ons almal in vrede met mekaar kan lewe. Ek bid vir my huwelik. Gee vir my 'n wonderlike huwelik. Kom bid saam met my. Halleluja. Ek ontvang die dinge van u vanmôre in die naam bo elke naam en die enigste koning wat leef, koning Jesus. Halleluja. U kan sit. Halleluja. OK, ja, daar's ons eerste een.
Die tweede een, halal. Maar nou moet julle nie dink ek het nou 'n moslim geword nie. Halal kom van die woord halleluja. Die woord wat ek glo in my hart, verlede week het ek dit so ervaar, nee. Halleluja, gaan die woord wees wat die meeste gespreek word. Ek glo ontsettend baie in die. Die woord sê dit gaan soos donderslae klink, nee. Die halleluja, prys sy wonderbare naam. Nou halal beteken prys met jou hele hart and enter the gates of praise and thanksgiving. Prys sy wonderbare naam, halleluja. En dan as ek sê halleluja, wat beteken ja? Yahweh, nee. So wie aanbid ek met my hele hart en my hele siel en my hele verstand? Wie aanbid ek? Yahweh. I approach God. Halleluja beteken ek approach God met my hele siel, met my hele verstand, met alles wat in my binneste is. I approach God, die Almighty, die koning van die konings. Met my hele hart. I enter the gates of thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. I approach God to receive kingship. I run to God. Ek wil hê jy moet na die Here begin hardloop. Sê, ek wil na die Here hardloop. Ek wil nie weghardloop van die Here nie. Die verlore seun sê, ek hardloop na my pappa toe terug. Ek het genoeg pele en rabbies geëet. Ek hardloop terug na my pa. To God. Kom terug by die Here, halleluja. Yahweh, God almagtig. Oh. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad, our God reigns. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns, let the earth rejoice. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the people be glad, our God reigns, the Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the people be glad, our God reigns. And the fire goes before him. Hallelujah, daar moes nog stukkies. Fire goes before him and burns up all the enemies. My broers, as julle daar is, weet die Here is by julle. Julle onthou die Here vir sy kinders, hulle enigiets doen. The hills melt like wax in the presence of the Lord. Hoorie? Absorb. 'n berg is 'n berg hard. But it will become like wax in the presence of the Lord because heaven absorbed earth. Oh, man, hallelujah. Oh. Die derde een. So het jy die eerste twee. Toda, Yada, Halleluja. En die derde een is Toda. Toda. OK. Nou luister gou wat is Toda. Joe, maar lyk my ek gaan nou moet ophou. Toda is in die Ou Testament wanneer 'n dier geoffer is. So jy bring vir God 'n offerande.
Iets wat jou iets kos. Weet jy, ek dink die groot ding is met ons lofprysing en aanbidding, jy wil nie hê dit moet jou iets kos nie. Ek praat nie nou van geld nie, man. Die geld, die Here sê, as jy die ander goed doen, sal die gelde en goed in elk geval inkom. Die kerk gaan nooit geld nodig hê nie. So moenie dink jou geldjies gaan vir die kerk, dank die Here as hy jou gebruik, dank die Here as jy 'n instrument is wat saad in die grond wil sit, maar die kerk het nog nooit in, hoeveel 20 jaar, het die kerk nog nooit 'n sent gekort nie, want die Here is sy voorsiener. Prys die naam van die Here. Dis God se kerk die. Halleluja. So Tauda beteken in die Ou Testament 'n dier word geoffer. Die prys in die Nuwe Testament kos jou iets. Dit vat iets van jou om God te prys. Nou kom ons baie keer, nou ek is ook so. Hoor julle moet nou nie dink as ek nou hierdie boodskap bring, ek het nou gearrive nie, hoor. Nou sê die Here partykeer vir my seun, ek wil bietjie hê jy moet kniel voor my terwyl ons aanbid. Sê ek nee, Here, ek moet net nog gaan preek. Of spring so bietjie voor my. Begin 'n bietjie, nee, hier's 'n broer, ek wonder waar is daai broer wat laas week so hierso gehardloop het. Ja, lyk my te veel gehardloop, dan wil hy nie terugkom. Hardloop voor my, val voor my, juig voor my, skree Jesus voor my, halleluja. Doen nie, Here nee, ek weet nie so lekker die Here, wat gaan die mense van my dink? Here, laat my offer opreg wees voor U. In my binnekamer, daar waar ek U loof en prys, daar waar U vir my boodskappe gee, daar waar U U hart met my deel, laat my offerande vir U welbehaaglik wees. O Here, die woord sê dit styg op vir die Here. As dit nie opreg is nie, styg dit nie op voor sy troonkamer nie. Hoor jy wat ek sê? So Tauda is offer, lofoffer, prysoffer, aanbiddingsoffer. Ek wil hê, Psalm 56, noem nie waarin hy sê daar, Psalm 56 vers 13, op my o God rus geloftes, sê saam met my, op my o God rus geloftes aan U gedoen, lofoffer sal ek U betaal. Weet jy, die Here is mos goed vir U, hè? En as hy nie goed is vir jy, dan moet jy jouself gaan ondersoek, want die Here is 'n goeie God. So as dit nie goed gaan met jou nie, ondersoek jou en sê, Here, waar staan dinge in my pad, dat ek nie geseën deur U kan word nie. As jy die Here, man, afskeep, as jy die Here eenmal in 'n week net gou kom hier so 'n bietjie en so met 'n halfhartige hart kom prys, dink jy kan verwag dat hy jou seën? Laat ek vir jy, kan ek gou vir jy iets sê nie? Dis die mense wat die meeste kla. Is die wat die minste vir die Here gee en dan wil hulle hê, maar hoekom, pastoor, hoekom jy, ek kom kerk toe Sondag, dan sê ek van wanneer, wat se Sondag? Jy's nou 6 weke laas in die kerk gewees. Dan lyk jy soos 'n geraamte, sorry, want ek bedoel, jy eet nooit kos nie, jy eet nie vaste spyse nie, jy eet nie God se woord nie, so in die geeswêreld, ag dank die Here, ek sien nie net in die geeswêreld nie, halleluja, want anders sou daar nou dalk baie geraamtes hier voor my gesit. Maar maat, vanmiddag wil ek my kossies eet, hey, jou magie. As jy weer vir God sê, hoekom Here? Gaan kyk eers hoekom. Gebeur dit in jou lewe. So lofprysing, my broer en my suster, gevloei uit hierdie 3 tekens wat jy doen vir die Here. Okay, so gaan doen dit. God het koningskap van jou lewe en daai opregte, en dan wil ek nou vir u ook sê, ek het baie met u die laaste tyd gepraat oor dat ons die woord moet spreek, dat ons lewe moet spreek, dat ons moet dit sê, maar nou wil ek vir u iets bysit vandag. Jy kan nie net sê en jy's nie opreg nie. Jy kan praat tot jy blou is.
Maar wanneer jou hart nie voor God opreg is nie, nee, beteken daai woorde ook niks nie. So die woorde wat jy spreek, moet uit 'n posisie van autoriteit wees. En wie gee vir my daardie autoriteit? Net God. Net God. So ek kan nie autoriteit spreek wanneer ek nie sy woord spreek, wanneer ek nie lewe spreek nie, wanneer ek nie spreek uit 'n man en 'n vrou wat God ken in gees en in waarheid nie. Die Here sê in Johannes 4, hy sê, ek soek die sulkes wat my in gees en in waarheid aanbid. Dis wie die Here soek. Here Jesus, Here my God, ek weet as hierdie mense hierdie preek gaan vat, gaan hierdie die grootste oorwinningskerk in die wêreld wees. Ek wil gou vir u net so 'n oomblik, sal u bietjie saam met my Sela. Wat is Sela? I pause, ek begin so bietjie dink oor myself. Ek wil hê jy moet gou saam met my pause en ek gaan vir jou 'n paar woorde gooi. Is dit reg so? Passie. Hoe's passie in jou lewe? Dink bietjie daaroor. Kan jy nog opgewonde raak? Kyk, laat ek nou vir julle sê, daar's mense wat vanmôre hier sit en ons kritiseer niemand, ons wil help. Maar as jy nie weer 'n passie vir God kry nie, laat ek vir julle sê, dis hoekom mense nie meer gevul word met die Heilige Gees nie. 'n Passie. Dink so 'n bietjie nog, dink so 'n bietjie opregtheid. Dink, luister gou mooi, honger. Ek honger, dink 'n bietjie dors. Ek honger en dors. Here. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie gaan Sela vandag, sal jy? Gaan sit so 'n bietjie hier by die Here en sê, ek wil 'n bietjie Sela by u. Ek wil 'n bietjie dink oor my lewe, ek wil 'n bietjie dink oor wat in my lewe aangaan. Het ek nog enige opgewondenheid? Ek wil gou nog 'n paar woorde sê. Dal. Wat is dit in Afrikaans? Dal. Dal. Faal, dof. Dof. Het die kop al dof gevoel? Voel die baie keer, ek kan nie die mooi sien nie. Ja? Ek is 'n bietjie dof hier by my. Sela, sê Sela. Geen kleur in my nie. Geen lewe in my nie. Lusteloos. Geen krag. Daai twee goed wat ek nou genoem het, is jy by my? Sal jy oor hulle albei gaan Sela? Dan sê jy, Here, kyk waar is ek? Here help my. Hoor jy hoe sê hierdie? Hoor jy het ek Psalm 42 dae of nie? Maar moenie worry nie, ek het hom hier. Soos 'n hert smag na waterstroom. So smag my siel. Want ek is honger, want ek is dors, want ek is lusteloos, want ek is dal, ek is dof. Daar's dinge hier in my lewe wat ek nie van hou nie, Here. Uit hierdie goed uit te kom, hierdie plek van Sela waar ek hierdie goed bedink,
moet ek uitroep, soos 'n hert, smag na waterstrome. En broer en suster, kan ek nou vir iets sê? Prys gaan jou uit hierdie goed uithaal. Maar jy moet begin weet wie jy prys. Jy moet weet die een wat jy prys, is waardig om geprys te word. Jy moet weet die een wat jy prys, is God almagtig. En jy moet weet die een wat jy prys, het koningskap van jou lewe aanvaar. Halleluja. Dan begin prys jou uit hierdie goed uithaal uit daai, hè? Dan gaan jy nie meer seela oor daai goed nie, jy gaan seela oor die ander goed wat ek jou gesê het. OK, nou. Prys bring altyd opwinding in my lewe. Hoorie, maar nou die groot ding is, man, en dit is my so verskriklik dat ek nou moet stop en ek moet vir julle eintlik hierdie goed sê, Here, help my. Weet jy wat, die duiwel wil prys, en ek praat nou van opregte prys en aanbidding. Wil die duiwel ten alle koste stop in jou lewe, want as hy dit gestop kry, dan is jy dal. As jy dof, dan wil jy net omval. Jy moet nog net stink. Maar wanneer die God begin prys, en nou die groot ding, en ek gaan dit net sê, want ek gaan, Edmund, sorry, ek gaan nou nog moet preek, man. Die kerk sal op 'n plek kom, Here, waar ek weet ons sal 3 ure preek en ons sal nie omgee nie. Die kerk sal nog op daai plek kom, Here. Halleluja, halleluja. Ek wil gou vir julle net ietsie sê. Kom ons gaan net gou na, daar's wonderlike, eintlik wil ek hê julle moet nog 'n liedjie saam mee gesing het, maar ons gaan nie dit kan nou doen nie. Victory is mine. Victory is mine. God told Satan, get thee behind. Kan ons dit net nou sing? Sal jy my onthou doen? Alright, okay. Alright, maar luister nou net gou ietsie wat baie belangrik is. Wanneer jy prys uit jouself, dit moet begin by jouself, jou eie liggaam. Want Dawid sê, my siel, sê bietjie saam met my siel, jy sal die Here loof. Maar op daai plek neem jy besluit, maar jy's nog nie op 'n plek waar jy werklik by lof en aanbidding kan kom wat oorgegewe is nie. Want jy sukkel nog so bietjie. Wie sukkel partykeer om te begin prys? Ja, man, okay, dankie, daar's een eerlike mens. Ek sal saam met hom my hand opsteek. Maar het julle agtergekom, wanneer jy begin om jouself vir die Here te gee en jy begin meer prys, dan begin daar 'n vloei hier binne in jou gebeur, dat dit voel of die fontein nou begin hier. Halleluja. Hy borrel, dit borrel in my, want ek is so bly. Halleluja. Ag, julle moet nie hierdie ding op die YouTube sit. Julle gaan dink ek is 'n malpastoor. Dit borrel, sê dit borrel. Dit borrel in my. Want ek is so bly. Jesus maak my vry. Maak die kerk vry, Here. Okay, nou wil ek gou, daai borrel, wil ek gou vir julle lees wat gebeur. Wat dink julle gebeur met, wanneer dit begin borrel hier binne in jou? Huh? Ja, okay, maar wie laat dit oorloop? Kan jy dit doen? Huh? Die Here skep dit. Hoorie, jy kan lofprysing begin, maar jy kan nie lofprysing in sy oortreffende trap vat nie. Weet julle wat oortreffende trap is? Dooier, doodste. Nee, dis nie dit nie, hoor. Okay, so prys is 'n besluit. Ek sê vir my vlees en my denkwyse, jy gaan die Here begin prys, man. Weet jy kan nie sonder God prys wees nie. So jy gaan hom prys, want anders suffer ek. Liggaam en siel, jy gaan die Here prys, want anders suffer Alwyn. En dan sien die Here, Alwyn wil nie suffer nie. En dan kom hy in Jesaja 57 vers 19. En dan kom die Here en hy sê, ek skep
Sê ek skep, lees aan my. Ek skep die vrug van die lippe. Wat is dit? Wat doen hierdie mond? Wat begin hy doen? Hy kan sleg praat, of hy kan prys. So, en wie skep die prys? God. Vrede vir die wat ver, en die wat naby is, vir julle wat ver daar gewees het. Vrede is dieselfde. Sê die Here, en ek sal hulle genees. Halleluja. Die Here gaan iets in jou doen, wanneer die God begin prys, en jy gee jou liggaam en jou sielsdimensie opdrag om te begin, dan begin hy in jou gees 'n fontein losmaak, loof die Here, en daai fontein begin by jou lippe uitvloei, halleluja, en jy begin in tale praat, en jy begin die Here loof en prys, en jy begin die grootheid van God besing, en hoe groter jy God maak, hoe meer kom God na jou toe, en hy kom woon by jou, halleluja. 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 Okay, nou Hebreërs 13 vers 15. Okay, so wie het die prys op my lippe geskep? Okay, laat ons dan gedurig deur hom. Wie is dit? Jesus. Deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Laat ons elke 6 weke deur Jesus aan God. Kerk, verstaan julle hoekom my hart so seer is as die kerk so leeg is? Want hier is goed wat God aan ons openbaar, wat die mense net nie kry nie. Wat help het jy kry elke 6de week 'n stukkie van daai stuitjie en jy kou en jy kry niks om vir jou ekstra voeding te gee die ander 6 weke nie. Dus hierdie goed wat ek oor praat vanmôre is verskriklik, dis skrikwekkend. Okay. Ja, ek het nog baie lekker om te preek. Ek gaan nog baie preek, maar dit is nou klaar. Sê gou saam met my, Here Jesus, skep die vrug van ons lippe, 'n skepende prys, wat hier uit my binneste borrel, en oor my lippe begin vloei. Amen! Halleluja! God is groot! Die Here is almagtig! Die Here is koning! Halleluja! Prys ons God. A overflowing of God's anointing grace. Hallelujah. Victory is mine. Victory is mine. Kom staan. Victory today is mine. Oh, God forsaken, get me behind. Victory today is mine. Victory. Victory is mine. Victory. Oh, victory today is mine. God told Satan, get thee behind. Oh, victory today is mine. Victory. Oh, victory is mine.
Oh, victory today is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Hallelujah. Today is mine. Oh, God told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Nog een keer, hallelujah. Hallelujah. Victory is mine. Victory today is mine. Hallelujah. God told Satan. Stop, net so oomblik. Ek ervaar iets. Jy moet nou nie dink ek doen dit sommer net altyd. Halleluja. Moenie loop, ek staan nie in my lis. Moenie loop nie. Ek wil gou vir u sê. U wat nog nie in oorwinning is nie, nee. Ek weet vir party mense is dit nou heeltemal mal wat ons nou doen, nee. Maar as jy nou vanmôre regtig wil hê God moet in jou lewe ingryp, nee. Sê vir hom, Here, ek is so nog gemors, nee, Here. Ek kan maar sal nie die mense hart voel. Kom ons sal op so bietjie sing, is dit reg so? Kom ons sing dit nog een keer, en as jy wil, loop saam met hulle. Victory is mine. Victory today is mine. God told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. God told Satan, get thee behind. Oh, victory today is mine. Oh, victory. Victory is mine. Victory is mine. Oh yeah, victory today is mine. God told Satan, get thee behind. Oh, victory today is mine. Victory, yes, victory is mine. Victory is mine. Oh, victory today is mine. God told Satan, get thee behind. Oh, today. Hallelujah. Hoor gou mooi hier, hoor gou mooi. Omdat my Jesus, hoor gou wat ek hier sê. Omdat my Jesus vir die vyand gesê het, get thee behind. En ek in hom gebore is. En hy my gewas het deur sy bloed, halleluja. Kan ek vir die vyand sê, get thee behind. Dis tyd, kerk. Dis tyd vir eternity om in te werk op jou tyd. En kyk wat jy in jou tyd toelaat. And get behind Satan. In Jesus naam, steek jy hande na God uit.
Dankie Here. O Here, as daar net 'n halwe oorwinning soos myne, net 'n halfte van my oorwinning, kan deurbreek in hierdie kerk vanmôre, Here, gaan U groot dinge doen, halleluja. En sal U koningskap van elke mens in hierdie kerk aanvaar. En U sal sê, ek is jou God, en jy is my kind, en ek sal oor jou waak hou, spreek die Here, halleluja. Loof sy wonderbare naam. En die kerk van die Here sê, amen. Amen, amen. U kan die sitplekke neem. Loof die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Nou ons is opgewonde om vanmôre pastoor Edmund gaan oorvat en vir ons die doop hanteer. Ek wil hê dat u ek wil u vra. Kom by die Here uit. Kom by die Here uit. En u wat gedoop word vanmôre, jy gaan baie vir daai duiwel moet sê, get thee behind. Hoor nou, moenie laat pastore of mense vir jou sê, hey, as jy nou gedoop is, nou alles net 100% nie. Dis nou moeilik. Het gaan moeilik wees. Maar jy gaan sê, get thee behind. Want ek loof en prys, ek tou daar, ek halleluja. Ek doen alles vir God. En hy sien dit en hy help my. Prys die Here se naam. Okay. Alright, en dan terwyl Edmund, as jy klaar is met die doop, laat hulle gaan aantrek, dan sal Willie net vir ons die aankondigings doen. Alright, dankie. Ek wil net uit myself uit vir pastoor baie dankie sê, en ek weet, ek praat nie vir myself nie, is baie van ons wat vir pastoor wil sê dankie in Engels, that you don't pull the punches. Partykeer moet ons pak slaag kry. En die wat nog nie reg is om styk te kou nie, kom praat met my, ons het 'n tenderizing hammer, ons slat daai styk tot jy hom kan kou. Kry 'n broer of 'n suster wat volwasse is, wat jou kan help om te verstaan, want die goed is belangrik om te verstaan. Dankie pastoor. Sorry. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Ek doen nou die landing vir die diens. Maar nee. Ek roep vir Bertu Pombo, Thelma Pombo hier na vorentoe, Jean Joubert, Jean Dean Joubert en vir Joshua Brandt. Ek gaan vra dat hulle hier voor my kom staan. Kyk maar eers vir my, julle hoef nie vir die gemeente te kyk nie. Kyk maar eers hier na my toe. Ons eer die Here vir sy goedheid en sy guns. Amen. En dit wat die Here vanmôre deur pastoor Alwyn met ons gedeel het, onthou, begin altyd in jou hart. Dis 'n besluit wat jy in jou hart neem, en partykeer moet die denke en die siel en die liggaam moet by dit uitkom wat die hart besluit het. En jy weet, Galasiërs 3 vers 26 en 27, ek gaan dit net vinnig lees, in die Engels sê dit baie mooi. Hy sê, so, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Jy trek hom aan. Weet julle wat is die groot ding? As ons kyk na die voorbeeld wat Jesus Christus gegee het, was die grootste voorbeeld ooit. Sien ons dat Jesus kom by Johannes die Doper en hy sê, ek moet gedoop word. Ek moet die voorbeeld stel. Wat sê Johannes die Doper? Daar's nie 'n manier nie. Here, ek kan nie doop nie, inteendeel, ek moet deur U gedoop word. En hoor mooi wat gebeur. Wat sê Jesus vir Johannes die Doper?
Hy sê, daardeur moet die geregtigheid, regte verhouding met God vervul word, so jy moet dit doen. Die ander vertaling sê, die wil van God moet uitgevoer word. Dis deel van die wil van God dat jy gedoop word. Ons kan nie daarteen stry nie. Hy sê dis God se wil. En wat sê die woord? Johannes het ingestem, hulle is in die water in, en hulle het gedoop. En nadat hulle gedoop is, kom Jesus uit die water uit, en toe hy uitkom, toe kom daar iets in plek. Dis die eerste keer in die woord in die Nuwe Testament waar ons die vervulling en die byeenkoms van die drie-eenheid sien. Jesus kom uit die water uit, die Gees van God kom op hom neer, en wat gebeur? En God sê, hierin, in hierdie seun van my, het ek 'n welbehae. En ek wil vandag vir jou sê, dat as hulle in daai doopwater ingaan, almal wat al gedoop is, toe jy ingaan en uitkom, want die ou mense is begrawe, en die nuwe mens staan op, jy's met Christus bekleed. Weet wat gebeur? God sê, nou het jy my wil vervul. Jy het gedoen wat ek van jou vra, en nou kan jy net my hand op jou lewe verwag, of dit nou goed gaan of swaar gaan. Hier was die bevestiging. You must know, you are never, ever alone. Jy sal nooit weer alleen wees. Hoekom hoor ons nie die stem van God nie? Want ons druk ons ore toe. Ek is besig met my pad, ek is besig met my dinge. Weet julle wat? Here, ek wil dit nie nou hoor nie. Dit is nie nou vir my nie. Dis wat ons baie keer doen. Hierdie mense het gesê, ek wil gehoorsaam wees. Nou, ek kom vanmôre en ek wil net 'n vraag vinnig aan julle rig. Kan ek dit in Afrikaans doen? Is dit reg? Reg met almal? Ek gaan eers die eerste vraag vra en dan kan julle antwoord, dan die tweede vraag. Kan julle vandag verklaar, bely, dat julle Jesus Christus as verlosser en saligmaker en Here aangeneem het? Kan julle sê ja? Amen. Julle bely vir die gemeente, né? Vir 'n klomp getuies. Is dit jou oortuiging om die woord van God vandag te gehoorsaam? En te sê, ek wil my laat doop deur onderdompeling, om die ou mens te begrawe, en in 'n nuwe lewe met Christus op te staan. Is dit julle begeerte? Ja. En dan derdens, is dit julle belofte, beloof julle vandag, om die Here te dien, soos wat 2 Petrus 1 vir ons sê, om te dien, geduldig deur in gebed te wees, die woord te lees, betrokke te wees in die gemeente waar jy leer om te aanbid, gees en in waarheid, en ook diensbaar te wees vir God en vir die gelowiges. Wat julle antwoord? Ja. Is dit ja? Amen. Nou wil ek die gemeente vra, kom ons staan gou op en ons gaan nou sommer 'n gebed doen. Pastoor Alwyn, kom staan jy ook hier by hulle in. Ons gaan vir hulle bid en hulle sertifikate gee en vanmôre eer ons die Here. Amen. Steek julle hande op. Ek wil gou net iets met u deel terwyl ek daar sit. Sien ek Pastoor Alwyn praat met ons oor, wat was die woord, Pastoor Alwyn? Nee, nie die absorb, ek praat van die hande, né? Die jada, ja, toets die gemeente, hulle luister. Weet julle wat is vir my interessant? Hy sê, soos die hande so opsteek, ja, is oorgawe, is om te sê, Here, ek gee alles in die hande, ek is daar, en dan die ander ene is om jou hande onder toe te hou,
En ek staan so, ek sê, Here, hoe wonderlik is dit, die Here sê vir my, weet jy wat, kom ek deel met jou iets, hier gee jy oor, hier het jy oorgegee, en is jy oorgegee my hand. Ons is oorgegee. Is jy oorgegee vanmôre? Is jy oorgegee vanmôre? Steek jou hande uit na hierdie mense. Vader, ons kom nou. Hulle bely, Here, ek het U aangeneem as verlosser en saligmaker. Ons het dit uitgemaak voor U. En Here, ook vandag kom hulle en hulle verklaar, Here Jesus, dat hulle U woord wil gehoorsaam en hulle laat doop. En ook, Here, om diensbaar te wees en getrou te wees aan die woord, saam te bid. Bid ek vandag, Here, dat terwyl hulle gedoop word, Heilige Gees, dat wanneer hulle uit die water uitkom, en oor hierdie mense sal neerdaal in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. En ek bid vanmôre, Here, nie net neerdaal nie, maar dat hulle gevul sal wees. Here, en terwyl hulle ervaar hoe dat U Gees van God in hulle werk, dat hulle ook sal weet, die Vader sê vanmôre, You are my son, you are my daughter, in whom I am well pleased. Ek verbly my oor jou, my kind. Ek wil vir jou sê, gaan en doen dit wat ek in jou hart losmaak. Dankie, Here Jesus, dat U hand vanmôre op elkeen van hulle lê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kan die sitplekke neem, staan net vir my, so ek wil net julle sertifikate gee. Pastoor, aspirant pastoor Willie, kom vir ons asseblief vorentoe. Na ons die sertifikate oorgegee het, gaan hy die aankondigings doen en dan gaan berei julle gou, maak reg vir die doop hoor. Baie dankie pastoor Edmund, pastoor Alwyn. Pastoor Alwyn, ek wil net bevestig, ons het dit gekry vanoggend. Baie dankie aan elkeen van julle wat hierso is vandag om deel te kan wees van hierdie wonderlike dag vir hierdie groep mense ook. Ek wil net eers gou terugvoer gee, ons het Vrydag aand die wonderlike voorreg gehad om by die jeug ook ons eerste doopdiens te kon gehad het en Caitlin is nou nie hier vandag nie, maar dit is wonderlik om te sien hoe die jong mense al hoe meer begin oorgee wanneer die Heilige Gees begin oorneem. Net gou by wyse van hande, ek het daar 'n paar dae gesien het, net besoekers, die nuwe besoekers vir vandag, as jy net jou hand kan opsteek. Ons het iemand wat ons net vir julle goedertjies wil gee. Ons is daar in die middelblok ook. Eerstens welkom as eregaste vandag. En ek glo vandag met hierdie diens het julle ervaar hoe die Heilige Gees ook deur ons pastore werk en deur hierdie gemeente werk. Eerstens wil ons sê baie dankie vir elke persoon wat verlede week deel was van die sonnaskool se muntlegging. Dit was wonderlik om te sien, waar jy nie regtig meer die kartonklere kon sien nie. En dat jy ter harte geneem het dat note ook die nuwe coins is. So ons waardeer opreg, sodat die Here ook hulle kan gebruik in die bediening waar hulle gedeel word. En dan vir die van julle wat wel wil
belangstel om nuwe lidmate te word van die gemeente, ons vra ons asseblief by die inligtingstoonbank is daar 'n papiertjie wat jy net vir ons moet invul. Net jou besonderhede, nie sodat ons kan kontak kom, sodat ons kan weet, of net met julle 'n afspraak kan maak om die weg vorentoe saam met julle te kan deel. En dan vir die van julle wat wel met vakansie gaan, vir die wat al wel op vakansie is, wil ons vra, bly veilig. Bid voor julle ry, bid as julle daar aankom, nooi die Here uit om saam met julle in die kar te ry. En ek beloof julle, ek sal wel saam met julle daar gaan. Wees veilig, wees warm. Ek weet as jy net so oor die grens gaan, voordat jy jou paspoort moet gee, is dit warmer aan die ander kant. So ja, en dan net die weekse program saam met julle deurwerk. Woensdag sal daar geen vroue biduur wees nie. Daar is wel power hour, so asseblief 7 uur Woensdag aand power hour. Vir die van julle wat wel inligting nodig het omtrent dit, julle is baie welkom om vir Mikkie te kontak of selfs vir Pastoor Edmund. En dan donderdag, die selgroep het ook 'n bietjie van 'n breek gevat met die vakansie en so ook Vrydag sal daar nie 'n jeugbyeenkoms wees nie. Ons gee die kinders 'n bietjie aftyd in hierdie tydperk en dan volgende week Sondag is ons nagmaaldiens. So asseblief kom, bring mense saam en kom wees ook deel van dit. En dan het ons ook, ek wil dit gou net ons vinnig ons verjaarsdag doen. Een vandag Sondag die 26ste, Ilanay Knoetse, ek dink nie hulle is hier so vandag nie, het hulle nie gesien nie. En dan ons weet ook Clayton verjaar vandag. Kom ons gee vir hulle 'n wonderlike handklap. En dan Woensdag die tweede het ons vir Karin Miller en vir volgende Saterdag het ons vir Teresa Groenewald. Baie dankie vir elkeen van julle en geluk vir julle verjaarsdag wat hierdie week kom. Mag die Here julle ryklik seën en vul opnuut met die Heilige Gees en die werking en die wording vir die jaar wat voorlê vir elkeen van julle. Gaan ons 'n liedjie of 2 doen? Christo? Duan, baie dankie julle. Dan gee oor so aan die praise and worship span. Broer en suster, ek wil net daai lidmaatskap vorm P is nie 'n vorm P nie, dis 'n vorm, hoor. Want ons hy sê hy wil julle nie wegjaag met die groot vorm nie. Maar die mense raak die mekaar met besoekers, het so 'n klein vormpie wat hulle invultooi en dan die lidmaatskap vorm is 'n A4 vorm. So jy moet net die A4 vorm kry as jy 'n lidmaat wil word. Baie dankie. Al die lof en die krag en die eer en heerlikheid en rykdom en sterkte aan die Alleluia. Al die lof en die krag en die eer en wysheid aan die Lam op die troon. Wat nou en tot in ewigheid regeer.
eer en wysheid aan die land op die troon wat nou en tot in ewigheid regeer, wat nou en tot in ewigheid regeer, die lam wat tot in ewigheid regeer. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Prys die Here. Ek kan nie sitplekke neem, hulle gaan hulle net op die kamera kry. Ek wil u graag vra. Jy weet in die liefde van die Here, in die liefde wat ons vir die Here het, moet ons ook vir mekaar hê. Want hy sê jy moet die Here jou God lief hê, maar ook jou naaste soos jouself. En ek wil u vra, ja, ons weet die diens het nou al 'n bietjie ver gevorder. Maar as hierdie mense klaar gedoop is, en hulle het aangetrek en hulle kom uit, weet jy wat, hoor gou, gaan dit met iemand, en wens hulle 'n mooi week toe, en wag vir hierdie mense, want weet jy wat so groot en wonderlike gebeurtenis, is dit die dag toe ek my sonde nie afgewas het nie, ek het die ou lewe begrawe, maar ek het in 'n nuwe lewe saam met Christus opgestaan, en ek lewe in Christus. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis wat die woord sê. En ek wil vir u sê, wens die mense geluk, wag vir hulle. Al sê jy net, baie geluk, weet die seën van die Here rus op jou. Amen. En ons gaan oorgee, Berto, jy kan vir ons so lank inklim, daar is hy. Berto Pombo, op grond van jou eie belydenis, dat jy Jesus Christus aangeneem het, en jy die woord wil gehoorsaam wat sê, laat jou doop, en sê, ek gaan die Here dien, ek gaan hom soek, ek gaan 'n pad met hom stap, doop ek jou nou, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees.
Thelma Pombo. Ek bring jou na die Here toe en op grond van jou eie belydenis dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. En dat jy die woord wil gehoorsaam deur jou te laat doop. En sê ek wil die Here dien my hele lewe lank. Doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. John Dean, ek kom vanmôre en ek bring jou na die Here toe. En terwyl dit jou belydenis is dat jy Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. En dat jy hom wil volg deur die doopwater in gehoorsaamheid. En dat jy sê ek wil die Here dien my hele lewe lank. Ek wil hom volg. Wil 'n pad met hom stap. Doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Jongman rus. Ek dank U vir die bevestiging dat hy hoor. Jy's myne. Ek het 'n welbehae. John Joubert. Jy is die pa van John Dean. God het 'n groot plan met jou lewe. Ek hoop jy besef dit vandag. Deurdat jy bely dat jy hom aangeneem het as verlosser en saligmaker. Dat jy hom wil volg en gehoorsaam deur die doopwater. En ook vandag dit sê ek gaan die Here dien. Ek gaan 'n pad saam met hom stap en so deur disippelskap ander na hom te bring. Doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees.
Joshua Brand. Deur die feit dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. En dat jy hom wil volg en gehoorsaamheid deur die doopwater en sê ek wil die Here dien my lewe lank. En ek weet God 'n plan en 'n doel met jou lewe het. Doop ek jou vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons almal staan op en ek gaan aspirant pastoor Willie vra om vir ons af te sluit met gebed. En dan wil ek u vra, ek wil u uitnooi, neem die oomblik, wag vir hulle en wens hulle geluk vir môre. Baie dankie. Kom ons sluit net die oë, net daar waar ons staan. Here Jesus Christus, om in U teenwoordigheid te mag wees, Here, is 'n eer. En dankie dat U hier is. Dankie, Here, dat U hierdie gemeente so toevou. En Here, dat die golwe van die Heilige Gees se vervulling oor elke een van ons so onherroepelik ervaar kan word. Dankie, Here, vir U leiding. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. Dankie vir U vrede. Dankie vir U guns. Dankie vir wie U is in ons lewens. En Here, in die areas waar ons nog nie met U reg staan nie, Here, kom skyn U lig. Kom wys ons, Here, waar ons op ons knieë voor U moet neerval, Here, om oor te gee sodat U werk, U wil in ons lewe kan kom voltooi. Here, ek bring elke persoon wat vanoggend gedoop was by U voete en vra, Here, dat U hulle lewens onherroepelik sal kom verander. Here, dat U hulle sal gebruik as pilare, as bakens, daar waar U hulle plaas in hierdie sondige wêreld. Here, ek bid vandag, Here, dat die krag van die Heilige Gees in elke persoon in hierdie gebou sal vul opnuut. Here, met 'n nuwe, 'n vars ruach. Kom vul ons, Here. Kom vat ons hand. Lei ons in die waarheid. Lei ons in U wil. Here, ek vra vandag, Here, dat U opdrag sal gee in 'n leerskare van engele, om voor ons uit te gaan, Here, ons te behoed, te bewaar, te beskerm. Neem elke gedagte gevange, Here, in die naam van Jesus Christus. En vul ons denke met U woord, U waarheid, Here. Dat ons sal weet dat wanneer die vyand kom met sy liegstories, Here, dat ons sal opstaan in dit wat U van ons sê. Ons is die kop, ons is nie die stert nie. En deur Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Filippense 4 vers 13, Here sê, ons is tot alles in staat deur U wat ons die krag gee. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. Here, mag U wil in ons lewens geskied. Ons het U lief met 'n vuur en 'n passie in ons binneste, wat nie gevul sal word nie. Soos 'n weghol veldbrand, Here, sal ons U dien, sal ons U loof, prys, eer en aanbidding, Here, sal ons U soek. En ons weet, die woord sê, die wat U soek, sal U vind. En ons eer U vandag, vir dit wat U kom doen, vir dit waarmee U besig is. In die wonderlike naam van ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons alles,
Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl ons gaan in die vrede van die Here, kom ons doen daai Gordon sy op die dromme klim. Dan doen ons daai wat was daai koortjie wat pastoor gesê het? Victory is mine. Dan gaan ons sing terwyl hy uitstap, dan geniet ons dit. En ons sing dit lekker saam. Speel sommer vir ons dromme. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. I told Satan, get ye behind.